Wie van julle het vanoggend almal met 'n wekker opgestaan? Wie van julle het een keer snooze gedruk? Wie van julle het 2 keer snooze gedruk? Daar was 'n paar hande. Kom ons, ek wil nou sê wie keer het 3 gedruk, want ek het 3 keer gedruk. Ek het 3 keer snooze gedruk vanoggend. So, op watse punt as jy nou daai wekker hoor, begin jy opstaan? Is jy een van daai tipe mense wat, as hy sê trits, dan staan jy langs die bed, nee? As jy is, wil ek sê, is amazing. Ek is nie een van hulle nie, jy moet asseblief my na die tyd kom sê, hoe kry jy dit reg? Ek gaan slaap baie laat in die aand, so 1 uur, 2 uur se kant. So as my wekker vanoggend 6 uur afgegaan het, was dit vir my gevoel asof ek nou net in die bed geklim het. Ons gaan nou net 'n bietjie terugkom daarna toe. Ek wil vir julle saamlees uit Johannes 5 uit. Ons sê Johannes 5 van vers 1 af. Ons gaan so 'n bietjie praat oor die verlamde man by die bad van Bethesda. Iemand al van hom gehoor? Mooi, ek's bly. Kom ons lees 'n bietjie saam. 'n Vermande lam loop weer. Hierna het daar 'n groot fees van die Jode plaasgevind. Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. By Skaappoort in Jerusalem was daar 'n waterbad wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Dit het 5 onderdakpilaar gange gehad, waar daar 'n menigte gestremdes gelê het. Blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere persoon wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom daar sien lê en was bewus daarvan dat hy 'n geruime tyd al siek was. Hy vra hom toe. Luister baie mooi na hierdie vraag. Wil jy graag gesond word? Die sieke het Jesus geantwoord. Meneer, ek het niemand naby my om my in die waterbad te tel wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan nou op, tel jou slaapmaatjie op en loop. Onmiddellik het die man gesond geword, sy slaapmaatjie opgetel en begin loop. Op daardie dag was dit die Sabbat, net tot sover. Nou, as jy nou al 'n keer of 2 jou Bybel gelees het, dan is ek seker jy het al hierdie storie gehoor. Nou, vir die van julle wat nie van die bad van Bethesda noodwendig weet nie, dis binne in Jerusalem is daar 'n gedeelte in die ou stad wat daar hierdie klipbaddens uitgekap was, né? Die van julle wat nou al gelukkig genoeg was om Oom Piet sal dit kan onthou. Waar is Oom Piet? Oom was saam met my daar by die bad van Bethesda. Dis 'n ongelooflike plek, né? Dis uit klip uitgekap en is nou bietjie vervalle al, maar as jy daar staan en kry nou nog hoendervleis as ek daaraan dink. Nou, volgens oorlewering wat gebeur het is, hierdie bad is vol water, né? So wat gebeur het is, elke nou en dan kom maar 'n engel verby, en dan roer hy die water met sy hand. En dan wat gebeur is, die eerste persoon wat in hierdie bad inklim, nadat hy die water geroer het, word gesond. So as almal hierdie water sien roer, dan kan jy nou jouself indink, hoe geskarrel is dit om by die water uit te kom, want of jy nou blind is, en of jy nou krepel of verlam, of maak saak wat dit is nie, wat ook al jou siekte is, hardloop jy of kruip jy of sleep jy jouself na die bad toe, want jy wil gesond word, né? Nou hierdie persoon lê daar, vir 38 jaar, né? Ek wil amper dit waag om te sê, ek ken hom nou nie persoonlik nie, so dis nou maar wat ek dink daaroor. Hy weet wat sy situasie is. Dink jy nou 38 jaar lank wat jy by hierdie bad lê, is daar dalk 'n moontlikheid dat jy kan bietjie moedeloos wees? Dat jy so bietjie dink vir jouself, what's the use, verskoon die Engels maar, wat maak dit saak? Daai engel kan 5 keer 'n dag die water roer, dit maak nie saak nie, want ek is nie vinnig genoeg om by te kom nie. Ek gaan dit nie reg kry nie. Hy weet presies wat sy situasie is. Hy ken sy beperkings, hy weet hy is nie vinnig genoeg nie. Hoeveel keer dink jy probeer hy? Wanneer laas dink jy het hy probeer?
Dink gou 'n bietjie self, né? Ons lees so baie keer die stories in die Bybel en ons lees hierdie Bybelverse en ons lees dit omdat ons dink ons moet Bybel lees. En ons lees dit omdat ons noem dit nou maar verplig is seker om te moet Bybel lees, want ons is ons kinders van die Here, so ons moet elke dag ons Bybel lees. Maar wanneer daar sit jy 'n bietjie 'n storie van die Bybel gelees soos hierdie en jouself in daai persoon ingedink en gedink, as dit nou ek was wat langs daai bad gelê het, hoe sou ek opgetree? En ons het gesegde wat sê, hoe meer dinge verander, hoe meer bly hulle dieselfde, né? So of dit nou is 2000 jaar terug toe Jesus daar was, en of dit nou vandag is, baie van hierdie goed is maar dieselfde. Ek dink hy het honderde kere probeer. Honderde kere. Ek sou honderde kere probeer. Maar op 'n stadium dink ek, besef hy, ek gaan nie hierdie ding regkry nie. Ek gaan nie op my eie dit doen nie. En alles is 100% valid redes. En hier kom Jesus en hy vra hom, wil jy gesond word? Wat dink jy is daai ou se reaksie op daai vraag? Is daar iemand anders wat agter my staan? Regtig? Natuurlik wil ek gesond word. Dis 38 jaar later. Ek wil 100% definitief gesond word. Vir die laaste 38 jaar is verlam wees sy storie. Dis wie hy is. Dis sy identiteit. Dit het sy identiteit geword. Die verlamde ou by die bad van Bethesda. Inteendeel, gaan lees gou hierdie stukkie. Het jy ergens sy naam gesien? Ek dink nou net daaraan. Ek het nog nooit sy naam gelees nie. Die Bybel sê nie eens wat sy naam is nie. So raai wat was sy identiteit? Die verlamde man van die bad van Bethesda. Dis wie hy was. Dis sy storie. As iemand van hom praat, sê hulle, nie onthou vir Aubrey, daai ou wat daar lê by die, nee, dis onthou daai lam ou by die bad van Bethesda, daai ou. Dis wie hy was. Dit sy hele mens word gewees. Nou hierdie ding is, ek het 'n videoklip gekyk, dis nou maar 100% eerlik is, ek het 'n videoklip gekyk van 'n ou wat 'n podcast doen, en hy praat oor hierdie gedeelte toe, en hy sê, dit freak hom totally uit. Gaan lees gou wat daai ou se antwoord aan Jesus is. Kom ek lees gou vir julle weer daai stukkie. Ek gaan nou 'n bietjie rondloop. Hoor gou wat sy antwoord is. Jesus vra hom toe, wil jy graag gesond word? En die sieke het Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand naby my om my in die waterbad te tel nie. Hy antwoord met 'n verskoning. Mens sou dink na 38 jaar is die eerste woord wat uit jou mond uitkom, ja, obviously, natuurlik wil ek gesond word. Ja, sou die regte antwoord gewees. Maar hy antwoord met 'n verskoning. Hy kom dadelik met die rede hoekom hy dit nie kan word nie, hoekom hy nie gesond kan word nie. Jy sien, want as hy gesond word, dan moet hy iemand anders word van wie hy is. Want nou is hy net die man van die bad van Bethesda, die verlamde man by die bad van Bethesda. As hy gesond word, moet hy ergens sy naam weer begin gebruik. Want sy identiteit is weg. Dit wie hy was, is weg. Wanneer hy gesond word, moet hy iemand anders word. Nie meer bly wie hy is nie. Ons geen verskonings meer. 0 verskonings. As hy gesond word, moet hy eintlik begin aan 'n nuwe storie van homself skryf, né? Hy moet 'n nuwe blaadjie omslaan, hy moet 'n nuwe begin maak. Hy kan nie meer bly wie hy was in die verlede nie. Hy moet iemand nuut word. Want dit sal nou sak as hy sê, as jy jouself voorstel, hallo, ek sien die verlamde man van die bad van Bethesda, en die ou kyk jou so, lyk nie vir my baie verlam nie, ou maat. Jy het dan geloop tot hier waar ek jou gegroet het. Hy is nie met dieselfde ou nie, so hy kan nie meer daai identiteit van hom gebruik nie. Dis 'n nuwe storie. Die oomblik wat Jesus hom genees, kan hy nie anders as verander nie. Hy kan nie.
Nou baie kere sit ons in sekere situasies in jou lewe, of sekere plekke, sekere seisoene, noem dit wat jy wil. En ons is vasgevang of, kom ons gebruik nou maar vanoggend se manier van praat, ons is verlam in ons situasies. Ons is verlam in ons sonde, ons is verlam in ons addictions. Ons is verlam in ons taalgebruik, ons is verlam in die manier wat ons optree. Ons is verlam in hierdie sondetjies wat ons so baie van hou om te doen. Ek het nou eendag vir iemand gesê, almal van ons het eintlik sulke pet sondes, né? Hulle noem dit ons troetelsondetjies. Noem dit maar troetelsondes. As die wêreld jou so stamp gee, dan onmiddellik tree jy terug in jou troetelsondetjie in. En jou troetelsondetjie is dalk iemand vloek as hy voor jou inry. Of jou troetelsondetjie is dalk vanaand 'n paar happe te veel vat. Of jou troetelsonde is dalk om 'n bietjie liefde te gaan soek by iemand anders as jou vrou of jou man. Ons het almal ons klein troetelsonnetjies wat ons aan vashou. En wat niemand noodwendig eers van weet nie. As jy nou die dronkou is wat op die tafel dans, weet almal van jou sonde. Nee? Maar as jy skelm pornografie op jou foon of op jou rekenaar kyk, dan weet niemand van jou sonde nie, want dit is jou klein troetelsonnetjie wat niemand van weet nie. En dan vra Jesus ons, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Want al hierdie sondetjies wat ons so in ons sak hou, né, hou ons siek. Dit hou ons verlam. Dis wie ons is. En as Jesus by jou kom en hy sit nou oorkant jou vandag, as gebruik nou maar jou geestes oog. As jy nou vanoggend hier in die kerk sit en die Here kom sit langs jou op die bank en hy sê, kyk jou in die oë en hy sê vir jou, wil jy vandag gesond word? As jy 100% eerlik is met jou antwoord, gaan jy 'n verskoning mee antwoord of gaan jy dadelik sê, asseblief Here, ek wil vandag gesond word. Nou, op hierdie oomblik wil ek gesond word. Nie oormôre, volgende week, of met 'n verskoning antwoord sê, ja Here, maar u ken nie my vrou nie. Ek is met 'n amazing vrou getroud, so dit praat nie van haar nie, praat maar in die breë. U ken nie my baas nie. Here, jy het al brandewyn geproe. Dis lekker. Nie vir my nie, ek haat brandewyn. Sak. Wil jy even verander? Jy sien, as ons dit doen, dan het ons geen verskonings meer nie. As jy regtig vir Jesus vanoggend antwoord en sê, ja Here, asseblief, ek wil gesond word. Kan jy nie môre teruggaan en weer langs die bad van Bethesda gaan lê en verlamheid claim nie? Dis onmoontlik, jy kan dit nie doen nie. Ek wil vandag vir jou 'n vraag vra, 'n moeilike vraag. Wat het verander toe Jesus in jou lewe ingekom het? En wat het dieselfde gebly? Ek gaan vir julle 'n stukkie lees, Romeine 12. Romeine 12 van vers 1 af. Nou wil ek julle 'n baie ernstige vraag vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. En dan hier kom die belangrike vraag. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. En ek vir jou sê, doen jy dit? Doen ons dit? Pas ons leefstyl aan, as jy sê jy het Jesus Christus ontmoet, hy is jou redder, jou verlosser en jou saligmaker. Pas jy jou leefstyl en jou gedrag aan by 'n kind van die Here, van hoe ons moet lyk as ons kinders van God is.
Praat jy soos 'n kind van die Here? Praat is nie net praat nie, né? Praat is nie net vloek nie. As jy van hou om vir jou buurvrou te vertel van die ander buurvrou, dis maar net so erg soos vloek, hoor. Skinder is net 'n ander woord vir vloek. Doen ons dit? Kan jy eerlik vanoggend hierso sit en sê, ek tree op soos iemand wat Jesus genees het? Wat God gesond gemaak het? Tree ek so op, ja of nee? Wy jy jou lewe aan hom? Of het jy sekere kamertjies in jou huis wat net vir jou bedoel is? Nee, dis as die pastoor by jou kom huisbesoek doen, en hy kan in die sitkamer inkom, want dis waar dit mooi skoon is. Jy moet asseblief net nie in die kombuis inloop nie. Want alles wat in die sitkamer rondgehou lê het almal vinnig geskarrel en kombuis toe geskuif, terwyl die pastoor by die deur sit en wag. Lyk jou hele lewe so? Hoor jy ewe nog, as Jesus met jou praat? Baie ding wat ons van hou om te sê, dis jou gewete, né? As jy 'n kind van die Here is, dan weet jy ons nie gewete nie, is die Heilige Gees wat jy sê, hallo, wat vang jy aan? Waarom is jy besig hier? Het jy gehoor hoe jy nou net gepraat met daai ou? Of met jou vrou, of met jou man, of met jou kinders, of met jou ouers? Het jy gehoor wat jy nou net vir jou kollega van jou baas gesê het, toe hy uit het loop by die deur? Of druk jy die snoesknoppie? Elke keer as die Heilige Gees in jou oor fluister, dan druk jy net die snoes. Okay, Here, net 10 minute. Gee my net 10 minute. Jy kan oor 10 minute weer in my lewe inkom, maar hierdie 10 minute het ek gou nodig om daai ou eers uit te sort. Doen ons dit. Het Marius vir hulle die grappie vertel op 'n stadium van toe ons gebou het by Noordkampus? Hy en die bouer staan en praat. Die projekbestuurder bouer. En een van die kontrakteurs het verskriklik droog gemaak met 'n ding wat hy gedoen het. En die kontrakteur kom by die hek ingery. En die bouer kyk vir Marius, hy sê vir hom, pastoor, kan jy as groot asseblief net vir 10 minute gou daar buite gaan rondloop, né? Ek en hierdie ou gaan net eers gou 'n bietjie gesels. Hierdie is nie 'n geselsie wat ons voor die pastoor wil hê nie, né? Dis wat ons doen. Ons druk snoes elke keer as ons dink, ek moet nou luister. Ja, Here, nie nou dadelik nie. Druk net gou die snoes nog nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Dis hoe ons moet optree, asof jy nie meer verlam is nie, asof jy nuut is. Jy is nie meer wie jy was nie. Jy kan nie meer dieselfde dink, praat, optree en wees wie jy was voordat God in jou lewe ingekom het. Jy moet verander. Jy het nie 'n keuse nie, want kom ek sê vir jou so, het jy al ooit daaraan gedink, né? Jy tree eintlik maar half op as 'n ambassadeur vir Christus. Noem dit nou maar, jy tree op as 'n ambassadeur vir die hemel, né? Wie van ons lyk soos 'n Suid-Afrikaanse ambassadeur? Ek ken nie een persoonlik nie, maar ek het al baie gelees van hulle. Hulle tree nie noodwendig so great op nie. As jy 'n punt uit 10 uit moes kry vandag vir jou ambassadeurskap, as jy nou 100% eerlik met jouself moet wees vandag, hoeveel gaan jy kry uit 10 uit? As God vir jou 'n punt moet gee, gaan jy vanoggend slaag, en ek praat nie van ons slaagsyfer in ons land van 35% nie. Ek dink meeste van ons gaan nie eers by 50% uitkom. Meeste van ons gaan nie eers universiteitspaas ry hê nie. Ek praat nie van onderskeidings nie, ek praat net van deurkom. Ek dink vandag vra Jesus vir jou regtig dieselfde vraag as wat hy vir daai ou in die bad van Bethesda gevra het. Wil jy regtig gesond word? Want ek sou graag
wou dink dat almal van ons wat hier is, jy het vanoggend die moeite gedoen om actually aan te trek, jou hare te kam, in die kar te klim of te kom en te loop, en hiernatoe te kom en te sê, Here, ek wil hoor wat U wil sê. Ek wil vanoggend hoor wat se boodskap het U vir my. En sê ek nou reguit vanoggend vir jou. Die Here vra of jy wil jy regtig gesond word? En as die antwoord U op ja is, dan is daar tyd vir change. Daar is sekere goed. Kom ek vra vir jou dit, né? Hiermee sluit ek af. Kom ek vra vir jou dit. Toe ek vir jou nou hierdie ding begin verduidelik en sê, daar's sekere troetelsonnetjies, daar's dit en dat en dit en dat in ons lewe, né? Wie van julle het almal onmiddellik aan een ding gedink? Jy hoef nie hand op te steek nie, is reg. Ek kan amper vir jou beloof, daar's iets wat die Here op jou hart gedruk en gesê, jy moet hier aan werk kom. Hierdie is 'n dingetjie wat jou weghou van my. Hierdie is 'n ding wat jou 'n bietjie net afstand tussen my en jou bring. Hierdie moet jy uitsorteer. Miskien is daar meer as een. Miskien is daar 'n klomp goeters in jou lewe wat nie heeltemal is wat jy wil hê dit moet wees nie. Die Here gee vir jou elke dag wat jy jou oë oopmaak, né? Ons het gesegde wat sê, if you're not dead yet, God's not done yet. Né? As jy nog nie dood is vanoggend nie, dan is daar goeie kans dat die Here vir jou vanoggend gesê het, jy het nog 'n kans. Sorteer hierdie uit. Moenie hierdie los nie. Jy mag dalk die rede wees. Maar sê vir jou so. Nou gaan ek regtig lank aan soek. As jy op 'n sekere manier optree in 'n vriendekring, of in 'n groep mense wat jou ken, en daar sekere goeders wat jy weet jy verkeerd doen, die oomblik wat jy 'n verandering in jou lewe maak, né? Wie van julle het al agtergekom as mense gewig verloor? Né? Jy sien as iemand gewig verloor, né? Dieselfde met alles anders in jou lewe, jy weet dit net nie. Jy besef dit net nie. Maar jou optrede, jou manier van wees, jou taalgebruik, jou drankgebruik, jou grappies wat jy vertel, alles wat jy doen, let mense na op. Want dis mos wie jy is. Dis mos die tipe mens wat jy is, né? Gaan julle gou 'n storie vertel. Lang terug, jare terug, het ons 'n selgroep gehad. En een van die ouens wat in die selgroep was, Jan. Hy was 'n biker, né? En sy hele familie het kliphard gekuier, né? Hulle het Captain Morgan geken vandat hy sersant was, né? Hulle het gehou van kuier. En Jan kom tot bekering, hy kom in ons selgroep is, man, en Jan se hart aan die brand vir die Here. Jan se taalgebruik verander, Jan nou heeltemal op drink. Hy ry nog steeds bike, maar dis okay, né? En hulle is by 'n familiebyeenkoms en hulle kuier almal saam om die vuur, en Jan drink cappuccinos, né? En almal gaan in die huis in om te gaan eet, en sy neef bly agter by Jan, en hy sê vir Jan, hoorie, ek ken jou nou my hele lewe lank al, né? Jy sien dieselfde ou nie. Wat gaan nie aan? Wat het in jou lewe gebeur? Ek kyk die hele aand vir jou en jy praat nie met dieselfde nie, jy doen nie meer dieselfde nie. Jy het verander. En Jan sê vir hom, ja, ek het tot bekering gekom, ek het Jesus ontmoet. En ek het agtergekom, jy kan kuier met cappuccino ook, dis nogal lekker. Ek onthou actually al die gesprekke wat ons gisterand gehad het. Jan het niks gesê nie, hy het nie hulle almal probeer oorreed om die Here te volg nie, hy het nie met die Bybel in sy hand gestaan en hulle almal oor die kop geslaan met hom nie. Sy leefstyl het ander mense laat oplet, iets het verander. En hulle het na hom toe gekom en gesê, hey, maat, iets is anders hierso. Wat het jy, want ek wil dit ook hê. Ja, ek weet nie of sy neef tot bekering gekom het, of wat ook al die situasie was nie, maar dit was vir my so goeie voorbeeld van wat jou leefstylverandering kan doen in ander mense se lewe. Wie weet, jy is dalk die rede hoekom iemand anders te besluit, ek gaan 'n pastoor word. Hy gee vir sy hart vir die Here en, kom ons sê so, né? Ek was mal oor Billy Graham gewees. So, geen nie om of jy van hom gehou het nie, ek het baie van hom gehou. Ek dink die dag toe Billy Graham in die hemel ingekom het, was daar
'n partytjie wat skrik vir niks. Ek dink dit was engele wat gesing het. Ek dink hy is verwelkom in die hemel met hierdie trompette en miljoene engele wat sking en te kere gaan oor hierdie groot man van God wat huis toe gekom het, né? Kan jy imagine hoe trots was die ou wat Billy Graham tot die Here gelei het? Want hy het iets daarmee te doen gehad. Hy was gelukkig genoeg om gebruik te word deur Here Jesus om Billy Graham tot by die Here te lei. Wow. So as daar nou 'n lys name in die hemel staan, dan is die ou wat hom tot die Here gelei het, se naam net bo Billy Graham. Can you imagine? Hoe groot voorreg is dit? Ons lewe het nie net 'n impak op onsself nie. Ons lewe het 'n impak op almal om ons. En as jy sê jy's 'n kind van die Here, dan het jy 'n verantwoordelikheid om op te tree soos een. As jy sê jy's nie meer verlam nie, hallo, staan op, vat jou maatjie en loop. Staan op, doen die regte goed in jou lewe en wys vir almal om jou. Ek is 'n kind van die Here. Ek begin so praat, ek begin so optree en ek begin so leef. En wie weet, miskien is jy gelukkig genoeg om iemand anders na die Here toe te lei. Jy hoef nie 'n pastoor te wees om iemand na die Here toe te lei. Glad nie. Dit word nie van jou verwag nie. Amen. Wat 'n ongelooflike voorreg om nagmaal te kan gebruik in die huis van die Here. Ek dink nou terug aan die woord wat sê, doen dit soveel keer as wat julle by mekaar kom. Ons nie 'n reël wat sê jy mag nagmaal net by die kerk gebruik nie. Ons nie 'n reël wat sê jy mag dit net een keer 'n maand gebruik nie. Inteendeel die woord sê doen dit soveel keer as wat julle by mekaar kom. So dis 'n goeie idee om nagmaal te gebruik by die huis. Dis 'n goeie idee om dit tussen jou vriende te doen of net in jou familie te doen. Jy kan nooit te veel nagmaal gebruik nie. Die blote gedagte om dit te doen herinner jou aan presies wat Jesus vir jou gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik en ons terugdink aan die groot prys wat U vir ons betaal het aan die kruis. Here, dan kan ons nie help as ons harte net heeltemal en totaal en al oop te maak vir dit wat U wil doen nie. Dankie daarvoor. Here, dankie voel so min. Net om te sê dankie voel so min. Here, dit is die grootste geskenk wat enigiemand nog ooit gekry het, wat die duurste gekos het van enige geskenk nog ooit. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U bereid was om dit vir ons te doen. Here, gaan saam met ons hierdie week in. Here, gaan saam met ons na ons werke toe, na ons vriendekringe toe, na ons families toe. En help ons om vir mense daar buite te wys hoe ons gesond geword het. Here, mag U vrede en die liefde en die genade oor almal hierdie week die wag hou. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.